Toets, daar is sy. Daar is sy nou. Goed, so vanoggend wil ek graag met julle teksgedeelte deel. En ek dink hierdie is 'n vraag wat ons almal by stil staan. Ons gesels vanoggend oor geloof. Maar ons gesels vanoggend oor die ander kant van geloof. Die vraag wat ons altyd vra, of die vraag wat ons dalk hier binne vra, maar nooit hardop vra nie. Kom ons gesels vanoggend oor, hoekom sukkel ons so met geloof? Wat is die probleem? Hoekom sukkel ons so met geloof? Hoe is dit dat dit vir ons baie keer voel, daar is mense wat vir wie geloof net natuurlik kom? Hulle het geloof op geloof op geloof, en dit lyk of dit nie einde het nie. Dit lyk of hulle hierdie oorvloed van geloof het, en vir die een of ander rede sukkel ons daarmee. Hoekom sukkel ons so met geloof? Geloof is 'n woord, is 'n klein woordjie, en daar in Hebreërs lees ons, wat is geloof? Geloof is 'n vaste vertroue om die dinge te roep wat nie bestaan nie, asof dit wel bestaan, om te glo asof dit reeds gebeur het. As jy dit nou plain plat Afrikaans wil stel. Ons glo nie dinge wat ons nie sien nie, asof ons dit sien. Ons glo nie dinge wat ons nie weet nie, asof ons dit weet, en dinge wat nie bestaan nie, asof dit bestaan. Geloof is basies om aan iets vas te hou wat ons nog nie sien nie. Stem julle saam? Geloof is daardie vaste vertroue dat die Here 'n deurbraak gaan maak. Geloof is eintlik niks anders as volkome vertroue en berusting in die Here nie. Dis eintlik wat geloof is. Maar hoekom sukkel ons so met geloof? Want so waar die feit weet, die Bybel sê, al wat jy nodig het, is geloof so groot soos 'n mosterdsaadjie. Reg? Het julle gesien hoe groot is 'n mosterd? 'n Mosterdsaadjie is letterlik, jy sien hom amper nie. Ek is te blind om hom te sien. Jy sien hom amper nie. Dit is so groot die geloof is wat jy eintlik nodig het. Jy het net daai stukkie geloof nodig. Maar tog, wanneer dit kom by geloof, voel 'n mosterdsaadjie ongelooflik groot. Mens dink geloof, nou kom mense en sê, ja nee, maar geloof is veronderstel om so natuurlik te kom. En vir een of ander rede voel dit net of dit net nie natuurlik kom nie. Vir wie van julle het dit al gevoel, ek wens net dit het vir my so natuurlik gekom as vir daai ene. Ek wens net ek kan glo en rustig slaap in die aand en net glo. net daai geloof. Ek wens net ek kan daai geloof hê. Wie van julle het al so gehoop? Wie van julle het al so gewens en so gebid en gesê, ag Here, hoekom kan ek nie ook net? Dit moet so lekker wees om so la-die-daan geloof te moet lewe. Het voel of hierdie ouens wat so in geloof wandel, ag man, moenie worry nie. Jy wait vir die Here voorsien. Ontspan, chillax, wees rustig. Alles gaan fyn wees. Dan sê jy, ja, sure. As jy omdraai, hoe kan jy so sê? Hoe? Sê nou, verduidelik net vir my hoe. Geloof is 'n ding waaroor die Bybel so gereeld praat. En hy sê net 'n mosterdsaadjie. Maar 'n mosterdsaadjie is baie groter wanneer dit kom by geloof. Voel dit of daai klein mosterdsaadjie so groot is. So wat is die probleem? Maak dit ons dan nou minder kind van God? Maak dit ons... Beteken dit, as ek sukkel met geloof, beteken dit dat wat beteken dit? Beteken dit ek is nie goed genoeg nie? Beteken dit ek skiet tekort? Wat beteken dit vir my? Wat sê dit dan van my? Want ek dink saam met daai struggle, daai sukkel, ekskuus vir die vuil Engels woord, saam met daai sukkel van geloof, kom daar 'n minderwaardigheidskompleks saam met dit. Want nou is ek bewus van die feit, okay, so ek moet net, en dit maak nou nie makliker om met mense te kommunikeer nie, want jy met hulle praat, die eerste ding wat hulle vir jou sê is, nee man, jy moet net glo.
Okay, cool. Dis 'n 3-letter woord, maar dis die langste 3-letter woord wat daar bestaan. Fantasties. Nou, voel ek, weet jy wat? Ek sukkel. Ek sukkel om net te laat gaan. Ek sukkel om net te laat los en laat God. Ek sukkel net so, nou voel ek nie goed genoeg nie. Ek voel nie goed genoeg nie. Dalk is die Here selfs vir my kwaad, want dalk is die Here selfs vir my teleurgesteld, omdat ek so sukkel met my geloof. So nou sukkel ons met geloof, en nou saam met die sukkel met geloof, kom daar 'n geestelike minderwaardigheidskompleks saam, want ek sukkel so met geloof, en die Here sê ek moet glo, maar ek kan nie. Hoekom sukkel ons so met geloof? En dalk is hierdie 'n vraag wat ons nie genoeg vra nie. Ons is skaam om hierdie vraag te vra, want die eerste ding wat vir jou gesê gaan word, hierdie ding maak vir my naar. Die eerste ding wat vir jou gesê gaan word is dit, maar hoe kan jy sukkel met geloof as jy sê jy's 'n kind van God? Jy is nie veronderstel om te sukkel met geloof nie, glo net, dis so maklik soos dit. Jy weet, soos daai, en ek wil nou klip in die bos gooi, en is eintlik niks met hierdie preek te doen nie, maar jy weet, soos wanneer jy, en ek weet, dis soos om vir iemand met diabetes te sê, ag man, eet net reg en jy sal fyn wees. Net, glo net. Dis maklik man, glo net. Dalk vra ons hierdie vraag nie genoeg nie. Dalk is hierdie 'n vraag wat ons meer gereeld moet vra. Ons wil dit nie vra nie, want ons is bang. Ons is bang ons word gekruisig en gestenig. Maar dalk is hierdie 'n vraag wat ons meer gereeld moet vra. Hoekom sukkel ons so met geloof? Nou, in my studie het ek 'n paar dinge gaan vind. En hoor my vanoggend uit. Daar is 4 dinge wat ons geloof belemmer. Daar is 4 dinge wat maak dat ek en jy sukkel met geloof. Daar is 4, as te ware, 4 vyande van geloof. Daar is 4 vyande van geloof. Daar is 4 dinge wat maak dat jy sukkel met geloof. Kom ons gesels vanoggend oor hierdie 4 dinge. Maar ek wil julle eers 'n bietjie aan die dink sit. Kom ons kyk gou vinnig. Wat sou jy sê? Ek wil julle net so 'n bietjie die ratte laat draai. Wat gaan julle sê is hierdie 4 dinge? Kom ons vat 'n kans. Kom ons vat gou-gou. Kom ons gee gou vinnige. Finansies, okay. Dis sê weer? Jouself, okay. Gou van daai ene. Fear, just like. Mooi man. Daar raai jy die eerste een sommer reg. Fear, vrees. Kom ons probeer nog. Nog iemand? Kom aan, hierdie is goed waarmee ons almal sukkel. Sê weer? Depressie, okay. Okay, maar dit is 'n, ek wil amper vir jou sê, daai is nie, die ding wat ou moet besef van depressie is, ja, ek dink dit kan 'n rol speel, maar onthou depressie is nie 'n, dis 'n kliniese ding, né? So ek dink ons kan nooit sê dat depressie ons moet altyd, depressie is 'n ding, dit is daar, maar ek dink die ding van depressie is nie 'n ding waaroor 'n ou moet skuldig of sleg voel nie. Dit is 'n ding wat daar is en wat ons hanteer. So ek glo dit kan veroorsaak dat ons sukkel met geloof, maar dit is 'n ding wat ons kan nie dit onsself blameer vir nie, want ek dink dit is 'n ding waaroor baie mense dikwels voel, weet wat, dalk is ek nie goed genoeg nie. So selfs met dit, is jy steeds waardig, is jy nog steeds goed genoeg, en kom ons steeds aan die ander kant uit met dit. So, as jy depressieleier is, verstaan een ding vanoggend, jy is steeds waardig, jy is steeds goed genoeg, dit is 'n ding wat, dit is 'n mediese ding, ons hanteer dit op 'n mediese vlak. Alright, yes. Skuldgevoel, okay, yes.
Hy val by ene in. Nog een? Mislukking, okay, nog iets. Dis hy, dit loop nou mooi. Doubt of yourself, hy val ook mooi in. Yes. Dinge van die wêreld, mooi. Ek hou van die manier waarin julle dink. Martha, het jy my tablet gehack? Daar's iets daar in die gang. Okay, kom ons gesels gou vinnig. Die eerste ene, vrees. Vrees. Die eerste ding wat geloof belemmer is vrees. Wat 'n vrees? Ons kry verskillende vrese. As ons praat van vrees, dan dink ons aan die simpel goed soos vrees vir 'n spinnekop, vrees vir 'n slang, vrees vir die donker, Maar kom ons praat oor vrees op die breë spektrum. Vrees oor die toekoms, vrees oor finansies, vrees oor werksomstandighede. Gaan ek môre nog gewerk hê? Hulle is besig met afleggings. Wat as ek volgende is? Vrees oor ek sukkel om werk te kry. Dis 'n ander tipe vrees. Dis 'n innerlike vrees. Dis 'n vrees wat ons het vir dinge wat moontlik kan gebeur. So ons vrees 'n ding wat ons nie kan sien nie. Om te vrees vir die donker en te vrees vir 'n spinnekom, te vrees vir 'n slang of wat ook al, vrees vir 'n hond. Dit verstaan 'n mens, want dis 'n fisiese ding wat jy kan sien. Dis 'n fisiese vrees wat jou in veg of vlug kan insit. Maar kom ons praat oor die innerlike vrees. Vrees oor dinge wat kan gebeur, nie 'n interessante ding. Die meeste van die dinge waaroor ons vrees en stres en bekommerd is, sal nooit gebeur nie. Tot 70% van die dinge waaroor ons vrees en waaroor ons bekommerd is en waaroor ons stres, wat moontlik kan gebeur, sal nooit gebeur nie. 25% wat oorbly, dinge waaroor ons vrees en waaroor ons stres, is dinge waaraan ons iets kan doen. Stres en vrees, ek gaan my eksamen dryf. Okay, so wat kan ek doen omtrent dit? Ek leer. My stert af en ek koop die tyd uit. Ek doen my bes. Ek kan dit doen. 5% van alle dinge waaroor jy vrees en stres, as dit so baie is werklik die moeite werd om oor te stres en te vrees. Het jy actually dalk rede om oor te stres en te vrees? Vrees en geloof staan in kontras met mekaar. Vrees en geloof is wit en swart. Vrees en geloof is soos water en olie. Dit kan nie meng nie. Vrees en geloof kan nie op dieselfde plek saam woon nie. Vrees en geloof is kompleet in teenstand met mekaar. Vrees weerhou jy daarvan om aan te beweeg met jou lewe en vrees weerhou jou daarvan om in God se woord en se wil te lewe en God se wil te doen vir jou lewe. Nou, interessant genoeg, die Griekse woordjie vir vrees, en ek wil hom nie eers uitspreek nie, want dit is 'n vreeslike woord, en ek het 'n nota hier gemaak, die Griekse woordjie vir vrees beteken om geïntimideer te word deur die vyand, te reër en om te wil vlug. Dit is die Griekse woordjie vir vrees, om geïntimideer te word deur die vyand, daai gevoel van terreur, so terror, dis die Engels is terror, en dan vlug. Ek wil vlug, ek voel ek wil net vlug, ek voel ek moet vlug. Dis die Griekse woordjie vir vrees. Die interessante ding is, vir my, dat dit beteken om geïntimideer te word deur die vyand, en net daar, gaan daar toe nou liggie aan. Net daar gaan daar vir my 'n nuwe wêreld oop. Waar kom vrees vandaan? Waar kom vrees vandaan? Great. Vrees kom van die duiwel af. Vrees kom van Satan af, want die Here sê, ek het jou nie 'n gees gegee van vrees nie, maar van liefde, selfbeheersing en oorwinning, krag, liefde en selfbeheersing. Ek het jou nie 'n gees gegee van vrees nie, jy's nie gemaak om te vrees nie. Verstaan nog 'n ding vanoggend baie mooi, hoe jy in mekaar gesit is, vrees was nie deel van die resep nie. Alright, vrees was nie deel van die resep nie.
Die bestanddele wat gebruik is om jou aan mekaar te sit, vrees was nie een van hulle nie. Die Here sê, ek het jou nie 'n gees van vrees gegee nie, maar van krag, liefde en selfbeheersing. Dit is waarvan jy aan mekaar gesit is. Dit was die bestanddele wat gebruik is om jou te maak. Verstaan jy vanoggend, jy's nie gemaak om te vrees nie. Jy's gemaak om kragtig te beweeg deur die Heilige Gees. Jy's gemaak om selfbeheersing toe te pas, want jy het die Gees van God in jou. En jy's gemaak om lief te hê, want God is liefde en jy is gemaak na die beeld van God. God is nie 'n God van vrees nie. God is 'n God van liefde, krag, liefde, selfbeheersing. Dis wie ons God is en dit is wie jy is, want jy is gemaak na sy beeld. Ek weet baie mense wonder soms oor ek is gemaak na die beeld van God, maar ek verstaan nie. Is dit hoe God lyk? Nee, dit is wat hy bedoel as hy sê jy is gemaak na die beeld van God. Ons praat van in teologie praat ons van die beginsel van die Imago Dei. Dit is die beginsel van gemaak na die beeld van God. Jy's gemaak na die beeld van God. Hoe lyk ek soos God? Jy lyk soos God. Jy's 'n selfportret van God. God het jou gemaak na sy beeld om te lyk soos hy. God is nie 'n God van vrees nie, maar van krag, liefde en selfbeheersing. En dis wie jy is. Vrees is nie 'n deel van jou lewe nie. Om 'n lewe van vrees te leef is nie in God se wil vir jou lewe nie. Dit is nie wat hy wil hê jy moet wees nie. Die oomblik as ons in vrees wandel, dan weerhou ons onsself van baie dinge. Wanneer ons in vrees wandel, kan ons nie in God se volheid lewe nie. Jy kan nie in volheid lewe as jy in vrees lewe nie. Jy het nie 'n volheidslewe nie. Jy het nie 'n lewe van oorvloed nie. As jy konstant vrees oor môre, as jy konstant vrees oor, het jy nie 'n lewe van oorvloed nie. Vrees is nie jou deel nie. Dis nie God se wil vir jou lewe nie. En hier's 'n baie interessante ding. Geloof en vrees staan in kontras met mekaar soos ons net nou gesê het. Maar daar is een ding wat geloof en vrees oor saamstem. Of daar's een ding wat dit in gemeen het. Net een ding. Beide is gebaseer op inligting. Inligting? Wat se inligting? Wat se inligting? Ons het die laaste paar sondae uit ons gepreek oor en gesels oor staan voor jou reus. Praat met jou reus. Ons het gesels oor Dawid, ons het gesels oor hoe Dawid voor sy reus gestaan het en ons het gesels oor hy het nie geweet rarig wat die krag van Goliat was nie, want hy was te gefokus op die krag van sy God. En dit is wat dit vrees en geloof in gemeen het. Beide is gebaseer op inligting. Vrees is wanneer jy inligting bekom oor die wêreld rondom jou. Ons begin vrees, en ek wil hê gou vinnig, kom ons kom gou vinnig terug na realiteite. Kom ons spreek die olifant in die vertrek aan vanoggend. Die oomblik as jy die TV aansit, en is 'n nuuskanaal, en jy sien, kyk wat gaan in die wêreld aan, wat gebeur? Ek is so bang, wat, nou modelleer ek my hele lewe volgens dit, nou ewe skielik het ek hierdie vrees en, hoekom? Dis inligting. Dis inligting. Hoe meer ons weet van die probleem daar buite, hoe meer vrees ons die probleem. Maar die teenoorgestelde is ook waar, hoe meer ons van ons God weet, en hoe meer kennis ons van ons God dra, en hoe nader ons in ons God leef, hoe groter is ons geloof. Jy sien, jy kry mense wat meer fokus op die probleem, as wat hulle op die probleemoplosser fokus. En onthou ons het die laaste paar weke het ons gesê, as Dawid miskien meer tyd daaraan spandeer het om sy vyand te gaan opswat en te gaan ontleed en te gaan leer wie hierdie knaap is, waar hy vandaan kom, hoeveel bloed hy al op sy hande het en hoe swaar hy is, hoe lank hy is, hoe groot hy is, ek weet nie wat nog nie.
Hoe skerp sy swaard is, ek weet nie. Dan het hy hom dalk begin vrees. Maar Dawid het nie. Want al wat vir Dawid saak gemaak het, was hoe groot sy God is. En jy sien, dis die ding. Waar spandeer jy jou meeste van jou tyd? Watse tipe inligting absorbeer jy? Absorbeer jy die woord van God meer, of absorbeer jy die invloed van die wêreld meer? Want ek wil nou vir jou sê, hoe meer jou ore uitleen vir die stem van die vyand, want dit is eintlik maar wat dit is, hoe meer ons ore uitleen vir die stem van die vyand, hoe meer vrees ons, hoe meer groei ons vrees. Daar's 2 saadjies wat in jou geplant word as jy 'n kind van God is. Die vyand probeer daai saadjie plant van vrees. Kyk wat gaan in die wêreld aan. Kyk hoe gaan dit daar buitekant. Ja, ons is in die rigting van die 3de wêreldoorlog. Wat? Ek weet nie eens hoe nie. 90% van die wêreld is te besig om uit te figure wie hulle is, wat hulle is en wat hulle geslag is. Daar is nie nog tyd ewen vir oorlog nie. Maar in 'n geval, ons is besig in die rigting van die 3de wêreld en nou is almal in rep en roer en vrees. Jy kry mense wat so vreesbevange is op hierdie stadium. As gevolg van al hierdie goed wat nie eers gaan realiseer. So daar's 2 saadjies. Dis die saadjie wat die vyand plant. En dan is daar die saadjie van die woord van God. Watter een van die 2 gee jy vanoggend water? Watter een van die 2 gee jy vanoggend water? Gee jy vreeswater of gee jy geloofwater? Gee jy die saadjie van vreeswater of gee jy die saadjie van geloofwater vanoggend? Watter een van die 2 gee jy water? Want ons 2 saadjies. Die eerste een is vrees. Dit weerhou ons van geloof. Dit belemmer ons geloof in God. Jy kan nie vrees en geloof hê nie. Dit werk nie so nie. Dit werk nie so nie. Ons is nie 'n gees gegee van vrees nie. Ons is 'n gees gegee van krag, liefde en selfbeheersing. Waar lê jou kennis? Waar lê jou kennis? Waar absorbeer jy die meeste inligting? Spandeer jy meer tyd by jou God of spandeer jy meer tyd by jou probleem? Want daar waar jy die meeste tyd spandeer, dis daai saadjie wat jy water gee. Spandeer jy meer tyd om kennis op te doen van jou omstandighede en jou probleem, of spandeer jy meer tyd daaraan om kennis op te doen van hoe groot jou God is? Want ek sê nou vir jou, dat al wat saak maak, is hoe groot jou God is. Maak nie saak hoe groot die probleem is nie. Jy mors tyd om te gaan probeer uitvind hoe groot die probleem is. Hoe groot is jou God vanoggend? Hoe groot is jou God vanoggend? Want dis al wat saak maak. Vrees is 'n ding wat ons geloof blok. Ek wil glo, met alles in my wil ek glo. Met alles in my wil ek glo. Maar die vrees is so groot. Daai vrees is so groot. En ek wil jy vanoggend vat na 3 teksverse toe. Die eerste een is 2 Timoteus 1 vers 7 en ek wil hê jy moet saam met my blaai. 2 Timoteus 1 vers 7, waar is julle Bybels? Gaan download vir julle die Bybel app. 2 Timoteus 1 vers 7. Ag, toe nou. Ek gaan nie glo nie, hierdie tablet vir my nou. Want God het ons nie 'n gees van vrees gegee nie, maar van krag en liefde en selfbeheersing. Want God het ons nie 'n gees van vreesagtigheid gegee nie, maar van krag en liefde en selfbeheersing. 2 Timoteus 1 vers 7, ek gee nie om wat jy doen nie, gaan sit hom in jou kar se windscreen vas, waar wat ek omgee. Maar gaan sit hom iewers waar jy hom kan sien. Die eerste vyand van geloof is vrees. Vrees gebeur
wanneer ons meer tyd spandeer om inligting te bekom van ons probleem. Geloof gebeur wanneer ons meer tyd spandeer om inligting te bekom oor ons God. Die eerste een is vrees. Die eerste een is vrees. Jy is nie gemaak om te vrees nie, soos ons net nou gesê het. 2 Timoteus 1 vers 7, en ek gaan hom herhaal, ek wil hy moet daar gaan vassteek. Ek wil hy moet gaan vassteek, want God het ons nie 'n gees van vreesagtigheid gegee nie, maar van krag en liefde en selfbeheersing. En dan die tweede teksvers is Hebreërs 13 vers 6. Hebreërs 13 vers 6. Ons gaan vinnig kyk of my Bybel Hebreërs in het. Mooi, hy het hom nog in. Hebreërs 13 vers 6. Daarom kan ons met alle vrymoedigheid sê, die Here is my helper, en ek sal nie vrees nie, want wat sal 'n mens aan my doen? Weer, ek wil hê moet gaan vassteek. Daarom kan ons met alle vrymoedigheid sê, die Here is vir my 'n helper, en ek sal nie vrees nie, gaan highlight, en ek sal nie vrees nie, wat sal 'n mens aan my doen? Die Here is my helper. God is my en jou helper. As God vir ons is, wie kan teen ons wees? As God aan my en jou kant is, loop ons 'n bende storm en spring ons oor 'n muur. As God vir ons is, wie kan teen ons wees? Die Here is my helper, ek sal nie vrees nie, wat kan 'n mens aan my doen? Watter mens kan jou toekoms bepaal as God vir jou is? Watter mens kan aan jou vat as God jou helper en jou beskermer is? Watter mens kan jou finansies beïnvloed as God jou voorsiener is? Luister mooi, watter mens kan jou finansies kniehalter as God jou voorsiener is? En kom ek gooi vanoggend so kinkel in die kabel. Die Here het niks nodig om vir jou te voorsien nie. Hy is jou voorsiener. Daai werk, dis fantasties om 'n werk te hou, asseblief jou werk. Moet nie gaan staan bedank of iets snaaks doen nie, asseblief tog. Maar, daai werk is aan jou gegee deur God. Jou bankrekening, die Here het dit vir jou gegee. Die Here het niks nodig om na jou te kyk nie. Die Here versorg jou, ongeag. Hy sê, as ek kan kyk na die voëls in die lug, en die blomme in die veld, en die natuur daar buite, is jy dan nie baie meer nie? Ons het net al gesê, jy is gemaak na die beeld van God, sal die Here jou laat vergaan, en terwyl hy 'n mossie versorg. Die mossie is nie eers na sy beeld gemaak nie, jy is. Die blomme in die veld is nie na sy beeld gemaak nie, jy is. Waarom vrees jy die dag van môre? Waarom vrees jy die toekoms? Wat sal 'n mens aan jou kan doen? God is jou helper. Jy's na sy beeld gemaak. Hy is jou voorsiener. Hy is jou voorsiener. Die werk wat jy het die Here vir jou gegee. Dit wat jy daardeur kry, gee die Here elke maand vir jou. Die kos op jou tafel, die Here daar gesit. Die dak oor jou kop, die Here vir jou gegee. Hy is jou voorsiener. The Lord my provider. Die Here is jou provider. Waarom vrees jy? Ons almal is spekvet en gesond. Baie mooi, baie spekvet en baie gesond. As die Here ons versorg het tot nou toe, gaan hy dit nie vorentoe ook doen nie. Sal hy dit nie vorentoe ook doen nie. Die Here het na ons gekyk tot nou toe. Al die dae van ons lewe was die Here daar. Sal hy dit nie vorentoe ook doen nie. Volgende teksvers wat ek by wil los is Psalm 56 vers 11.
Psalm 56 vers 11. Psalms is in die Ou Testament. Psalm 56 vers 11. Deur God sal ek die woord prys, deur die Here sal ek die woord prys. Wanneer ons geloof het in God, wanneer ons groei in ons geloof, dan loof en prys en aanbid ons, asof dit reeds gebeur het. Asof die Here reeds voorsien het. Ons vra en ons sê dankie, asof ons dit reeds gekry het. En ons loof en ons prys en aanbid hom. Soos die psalmdigter, deur God sal ek die woord prys. Die Here, deur die Here sal ek die woord prys. So wat maak ek wanneer my geloof verswak? Wat maak ek wanneer vrees groter raak as my geloof? Wat maak ek wanneer vrees kom en dit druk my geloof dood? Wat maak ek? Wat is die oplossing vir vrees? Wat is die oplossing vir vrees? Wie wil 'n kans vat? En julle het nou mooi geluister, gelyk of julle daarom almal wakker is. Wat is die oplossing van vrees? Okay, geloof, great, maar hoe counter, hoe staan ek vrees teë? Dis hy, bestudeer die woord van God. Nommer 1, bestudeer die woord van God, kom nog. Gaan kerk toe, kom tussen medegelowiges wanneer jou geloof swak is. Dat ons saam met jou kan staan en geloof en jou kan help. Well done. Meet die waarheid op. Wat sê die woord van God? Dit val saam met bestudeer die woord van God. Meet die waarheid op. Wat sê God? Nog. Loof en prys en aanbid. Prys die Here. Want dit breek bande. Onthou Paulus en Silas in die tronk? Geloof en althans lofprysing en aanbidding breek bande. Martha, wie iets gesê het? Nog iemand? Ek hoor iets daar? Bid. Fantasties. So kom ons vat dit gou saam. Bestudeer die woord van God. Ek wil gou ietsie daarby ingooi. Bestudeer die woord van God en mediteer op die woord van God. Nou ek weet, die woordjie meditasie het 'n baie negatiewe wêreldse New Age konnotasie aan dit, dis nie wat ek bedoel nie. Wanneer ek bedoel mediteer op die woord van God, bedoel ek, bedink dit dag en nag. Om te mediteer beteken om 'n ding te herhaaldelik te bedink en daarop te talm. Gaan sit en bedink die woord van God. Lees 'n teksgedeelte en vat actually 'n tyd in jou dag uit, nadat jy die woord gelees het, om dit te gaan sit en te bedink en laat toe dat die Here met jou daardeur praat. Dit is wat ons bedoel wanneer ons sê mediteer op die woord van God. Heel eerstens, bestudeer die woord van God en mediteer op die woord van God. Psalm 1. Welgeluksalig is die een wat nie sit in die kring van spotters en wat nie, en dan gaan hy verder, dan sê hy bedink die suksesvolle, wat kom daarop neer? Die ou wat met wie dit goed gaan, bedink die woord van God dag en nag. En dit is mediteer. Om die woord van God dag en nag te bedink. En as jy die woord van God dag en nag bedink, dan is jy soos 'n boom geplant by waterstrome wat op die regte tyd sy vrugte gee. Bedink die woord van God dag en nag. Nommer 2, saam met Bybelstudie en meditering op die woord van God, loop gebed. Jy kan nie in iemand glo as jy hom glad nie ken nie. Ons leer God ken deur sy woord en deur gebed. Kommunikeer met jou God, praat met die Here. Daarin stig jou geloof en verdwyn vrees. Daarin stig jou geloof en verdwyn vrees. Praat met God, maar laat ook toe dat God met jou praat. Wanneer jy klaar gebid het, sit net 'n oomblik en laat toe dat die Here met jou praat. Want as jy die stem van God hoor, kan vrees nie staan nie. Nommer 3. Onthou wat die Here vir jou gedoen het tot nou toe. Gaan sit 'n oomblik en onthou wat die Here alles vir jou gedoen het tot nou toe. Elke keer wat die Here vir jou op 'n bonatuurlike manier voorsien het,
tot en met vandag toe. As die Here dit gedoen het tot nou toe, sal hy aanhou om dit te doen. Want die Here is nie 'n mens dat hy sal lieg nie. Sy woord sal bly staan tot in lengte van dae. Sy beloftes vir my en vir jou sal staan. Hou vas aan wat die Here vir jou gedoen het in die verlede. Laat dit jou geloof stig, want die Here sal aanhou om vir jou deure oop te maak. Die Here sal aanhou om vir jou 'n weg te maak in die woestyn. Die Here sal aanhou om die storm in jou lewe te stil. En laastens, spandeer meer tyd om kennis op te doen van hoe groot jou God is en nie hoe groot jou vyand is nie. Wees versigtig met wat jy absorbeer. Wees versigtig met wat jy absorbeer. Vrees is nie van die Here af nie. 'n Ding wat vrees bewerkstellig, is nie van God af nie. Die enigste ding wat jou moet bang maak, is jou drome. As dit jou nie bang maak, jou drome nie groot genoeg nie. Enigiets anders wat jou bang maak, is nie van die Here af nie. Is nie van die Here af nie. As jy die TV aanskakel, en dit roer so bietjie, so vreeserigheid hier binne, skakel hom af. As jy sosiale media oopmaak, en ons 'n ding wat so bietjie vrees roer, blok daai bladsy. Of hou op om hom te volg, of ek weet nie, doen iets. Wees versigtig met wat jy absorbeer. Die reël moet wees as volg. As dit vir jou vrees veroorsaak, blok dit uit. Dis nie van God nie. Dis nie van die Here nie. Wees versigtig met wat jy inneem. Want vrees is om geïntimideer te word deur die vyand. Moenie toelaat dat hy jou intimideer nie. Hy kan jou nie intimideer as jy hom weerstaan nie. Weerstaan hom en hy sal van jou wegvlug. Onthou julle Jesus in die woestyn, die oomblik toe hy vir hom sê, luister, daar gaan jy. Toe gaan hy. Toe die Here vir hom sê, gaan weg van my af, toe vlug hy. Die woord sê, weerstaan die vyand en hy sal van jou wegvlug. Moenie toelaat dat hy jou intimideer nie. Wat is die definisie van intimidasie? Om voor iemand te staan en te probeer vrees aanwakker vir iets wat in 'n geval nie gaan gebeur. Verstaan mooi? Wanneer jy voor iemand staan en jy kyk hom so, dan raak hy versigtig vir jou. Maar jy kan hom regtig eintlik niks doen nie. Dis intimidasie. Om grootpraterig te wees. Om iemand te intimideer, is om vrees aan te wakker. Is om groot te praat oor iets wat jy in 'n geval nie kan doen nie. As my man my vies maak, dan kyk ek hom so. En dan skrik hy, dan draai hom, dan loop hy weg. Maar ek kan hom niks doen nie. Dis intimidasie. Ek spot, maar verstaan julle wat ek sê? Julle sien nou die size verskil, reg? So, dis wat die vyand maak. Hy kyk jou in jou oë, met die hoop dat jy gaan bang raak. Maar hy kan jou niks maak nie, want hy is reeds oorwin. Hy is reeds oorwin. Hy is uitgeklee in die kruishout op Golgotha. Ons herdenk vanoggend die nagmaal. Die vyand is uitgeklee op die kruishout van Golgotha. Sy toekoms is in die hel, die ewige hel. Hy kan jou niks maak nie. Hy loop rond soos 'n brullende leeu. Hy is nie 'n brullende leeu nie. Christus is die leeu van Juda. Onthou dit. Hy kan brul en hy kan op sy kop staan, dis fyn. Hy kan jou niks maak nie. As God vir jou is, wie kan teen jou is? Hy wat in jou is groter as hy wat in die wêreld is. Onthou dit vanoggend. Die oomblik wanneer vrees vir jou groter raak as geloof. Die oomblik wanneer dit vir jou voel, vrees is besig om jou geloof te versmoor.
Onthou, heel eerstens, jy het nie 'n gees gekry van vreesagtigheid nie, maar van krag, liefde en selfbeheersing. Nommer 2, God is jou helper. Hoekom sal jy vrees? Wat sal 'n mens aan jou kan doen? Nommer 3, die vyand loop rond soos 'n brullende leeu. Hy is nie 'n brullende leeu nie, hy kan jou nie verslind nie. Hy is uitgeklee in die kruishout van Golgotha. Die krag en die mag wat hy in jou lewe het, is dit wat jy aan hom gee op 'n skinkbord. Vat dit terug. Hy wat in jou is groter as hy wat in die wêreld is. As God dit vir jou gedoen het tot nou toe, sal hy aanhou met vir jou te doen. Sy beloftes gaan staan. En al verloor jy jou werk, die Here sal vir jou sorg. Hy gaan vir jou gee. Hy gaan na jou kyk. Hy gaan deure vir jou oopmaak. Wanneer die vyand deure toemaak, gaan die Here vir jou deure oopmaak. Hy is jou voorsiener. Nie jou baas nie, nie jou werk nie, nie mense nie, nie die ekonomie nie, genade nie die ekonomie nie, nie die regering nie, verseker nie die regering nie. Die Here is. Vir solank as wat jy op sy skoot sit en sy hand vashou, en vir solank as wat jy in sy skaduwee beweeg, sal jy fyn wees. Sal jy okay wees. Jy sal meer as okay wees. Jou God is die voorsiener. The Lord my provider. Wanneer ons die kerk oordoen, vorentoe, wil ek die name van die Here hier opsit. Die name van God. Een van hulle is Jehovah Jireh, the Lord my provider. En ek wil elke keer as ons hier instap, moet ons onthou wie ons aanbid. Stem julle saam met dit? Ek dink dit kan werk. Die oomblik as jy hier instap, wil ek hê jy moet onthou en sien wie jy aanbid. Onthou dit. Dis voor wie ek en jy buig. Vrees is net die vyand wat jou probeer intimideer. Doen kennis op van God, nie van die wêreld nie. Ek gaan volgende die diens hier afsluit. Ek gaan die volgende 3 los vir die volgende 3 Sondae. So ek wil hê ons moet tyd spandeer op elke een, as wat ons dit net so aframmel. So die volgende 3 Sondae gaan ons 'n bietjie gesels oor die ander 3 vyande van geloof. Moet dit nie misloop nie. Moet dit nie misloop nie. Volgende 3 Sondae gaan ons 'n bietjie gesels daaroor. Die volgende een gaan ek nie nou al weggee nie. Ek sal vir julle volgende Sondag sal kom vir julle gee. Hy is hierso. Dan kom ek gee hom in elk geval vir julle. Volgende een is die een waarmee ons die meeste sukkel. Of sê wel, ek dink ons sukkel met hulle almal, maar hierdie ene stuur so bietjie. Minderwaardigheid. 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 Volgende Sondag gesels ons bietjie oor die tweede vyand van geloof. Die tweede ding wat ons geloof belemmer. Minderwaardigheid. Minderwaardigheid. Dis nog 'n leen van die vyand, maar ons gaan volgende Sondag gaan ons 'n bietjie daaroor gesels. Kom ons sit net so en sluit ons die oë en dan gaan ons oorgaan na die nagmaaltafel toe. Dankie Here dat ons vanoggend kan stil staan, Here, by U woord. Here, dankie dat ons kan weet dat U ons nie 'n gees van vrees gegee het nie, maar van liefde, krag en selfbeheersing. Here, dankie dat ons vanoggend kan weet dat hy wat in ons is groter as hy wat in die wêreld is en daarom kan ons vanoggend staan op U woord. Here, daarom kan ons vanoggend U naam aanroep. Here, soos daai Psalm sê, die Here is my helper. Wie sal ek vrees? Wat sal 'n mens aan my doen? Here, U belofte staan gister, vandag en môre. As U na die blomme in die veld kyk en as U na die mossies in die lug kyk en die diere in die, Here, in die diere, hoeveel te meer sal U nie na my kyk nie? Ek is mos U kind en ek is gemaak na U beeld. Here, ek wil vanoggend bid en vra, Here, daardie kere wanneer ons geloof voel of dit knak onder vrees. Here, herinner ons aan U beloftes, laat ons vashou aan U. Here, maak ons doof vir die intimidasie van die vyand en maak ons harte en ons ore oop vir U woord. Here, in U liefde en U genade, wanneer U praat, dat ons eerder meer van U leer as Here as van die dinge van die vyand. Here, want daar waar ons die meeste inligting het, Here, daar lê ons harte. As ons meer inligting het van ons probleem, lê ons harte by vrees.
En as ons meer inligting en kennis het van U, Here, lê ons harte by U in geloof. Here, vanoggend draai ons na die nagmaaltafel. Here, en ons wil vanoggend vir U sê, dankie vir hierdie tafel. Here, dankie vir dit wat U gedoen het, Here, aan daardie kruis. Here, dankie dat ons vanoggend net kan stil raak hier voor U. Here, dankie dat ons kan weet dat U die vyand hier reeds uitgeklee het. Vanoggend herdenk ons nie net hierdie tafel nie. Ons herdenk nie net, Here, U sterwe aan daardie kruis nie, Here, maar ons vier vanoggend en Here, ons staan vanoggend voor hierdie tafel met vooruitsig en Here, ons sien uit daarna en ons is opgewonde want U kom terug om ons te kom haal. Here, vanoggend hou ons vas daaraan want dis wat U beloof het en ons weet dat U gaan terugkom. Here, dit is vanoggend ons gebed in U naam alleen en ons dank U daarvoor. Amen. Ek gaan julle uitnooi na die nagmaaltafel toe.